Vasily Lomachenko teen George Kambosos Jr. Ja, dit was 12 rondes, maar dat het in die 11de ronde sy einde gestop, nee. Ja, in die cornerie. Hy het hom so 'n bietjie twee keer laat drop met body shots. Hy het hom laat oorvou soos 'n flippin pretzel. Die tweede keer toe die man knak toe, maar toe stop die ref en jy sien die wit doek hier oorkom en toe stop almal die fight. Nou, ek wonder wat, dis mos maar net 'n TKO. Dis mos nie jy weet nou nie hoe jy dit gaan sê. Dit was nie 'n doctor stoppage, die ref het dit gestop, die corner het dit gestop. Dit was maar so 'n mengsel van klomp verskillende goed. Wat eintlik 'n knockout, seker. Ja, kon hy opgestaan het. Ek wonder of dit 'n TKO of 'n KO is. Ek dink dit is 'n KO. Ja, dit was 'n KO want hy het nie opgestaan nie. En die ref het dit afgewipe. Ja, dis 'n legit KO gewees. Okay, Kwai. Wat voel jy? Wat is jou gevoelens rondom? Lomachenko het hom maar ge-outclass. Baie meer punches geland. Meer active geweest, of nie meer active, hy het net meer punches geland, want die punches vrouwen was maar omtrent op 'n stadium min of meer dieselfde, maar Lomachenko het net meer geland en meer damage gedoen en hy was vinniger en ja, so hy het hom basically amper seker elke ronde gewen. So ja, it was a one-sided show. A one-sided affair. Toe ons dit gekyk het, ons het dit mos nou maar op YouTube die fight gekyk, ons kon dit mos nou nêrens anders gekry het nie, en, maar het was nie bad quality gewees, dit was eintlik verbasend goed, to tell you the truth, maar die eerste ronde het dit vir my amper gevoel asof Kambosos gewen het, want hy het so 'n paar lekker body shots gegooi, en hy het nogals hard geslaan, hy hou het nogals lekker loop land. Ek dink sy eerste ronde was sy beste. Ja, en toe voel dit, toe die ronde verby is, toe sê ons albei, ja, dis seker Kambosos, maar dit klink my toe hulle die punches land het wyse goed vader, het hy dan toe net soos 2 geland of 3 of wat, toe sê ek, dit voel vir my net die body shots alleen moes meer as dit gewees het, maar anyway, fights word nie geskoor volgens CompuBox numbers, die judges sien nie dit nie, hulle kyk na die fight, maar wat vir my ironies van die fight was, is Kambosos het begin met die nonsens. Hy het begin met die body shots en jy kon sien, dit was deel van sy plan. Hy het seker gedink, obviously Lomachenko steen heavy op sy foot movement en ring generalship en goeders, so hy het seker gedink, sit 'n bietjie water in die basement, want as jy mos die ou in die body werk, dan raak jou bene stadiger, want jou stamina raak minder, en dan is dit mos nou makliker om die ou te slaan. Jy hoef nie noodwendig na 'n ou se body toe te gaan, wat klaar, soos 'n Canelo, hy gaan nie vinnig rond beweeg, goed, body is altyd goed, maar jy hoef nie noodwendig vir hom te sê, okay, ons gaan na die body toe nie, maar wat nou vir my ironies was, is, Kambosos het begin met die body shot besigheid, en toe sê Lomachenko, flip jou, daar eindig ek dit. Soos, hy het hom letterlik in die 11de ronde uit 'n combo of iets gegooi, body shot, toe vou die man, en toe hy opstaan en Lomachenko is op hom, my maat, toe sit so, het jy gesien, hy slaat sommer 3-4 body shots aan mekaar, totdat hy man weer in mekaar, so, Kambosos started it, but he finished it, hy het nie gespeel nie. Ja, maar ek stem saam, soos wat jy sê, hy het hom outclass, hy was vir my vinniger gewees, hy was baie meer technical, beter movement. Kambosos was ook vinnig, ek sal nie strei nie in die houe wat hy raak geslaan het jy gehoor, het lekker geklap en alles. Dit voel maar net, hy was outgunned en outclassed, hy kon nie gehou het, dit was maar moeilik om tot die 12de te hou, want hy het maar later 'n kat gekry en sy gesig het begin rooi raak en alles. Wat jy kan vir hom sê, hy is altyd game. Hy is 'n fighter. Opgegee nie. Ja, al het hy baie rondes net 1 of 2 houe geland. So ja, dit is Lomachenko. Ek sal sê, hy is nog steeds 'n threat vir die division. Ek dink nie jy kan vir hom die underdog maak. Jy kan hom die underdog maak teen 'n paar ouens, Shakur Stevenson, Tank Davis, wat ook al. Maar hy gaan nie 'n heavy underdog wees soos minus of plus 400 of ietsie.
hy kan dalk 'n slight underdog wees en as hulle uiteindelik nog steeds wen ook. So hy's 'n legit threat. En dan die laaste ding wat ek wil sê van die fight, toe gaan Tank Davis mos en hy loop doen 'n call-out op X, Twitter. Formerly X-Twitter. Ja, X, formerly known as Twitter. Toe Tank Davis nou gegaan, Lomachenko next. Soos hy besluit sommer nou, dis sy volgende fight. Okay. En toe vra hulle nou vir Lomachenko in 'n post-fight interview. Hulle sien Tank het gesê hy's next, wat toe lag hy, toe sê hy, this guy, he's the best. I say he's the best fighter on Twitter. En toe sê hy vir hom, hy het nog nooit 'n fight in sy lewe gedak. Hy wat Lomachenko is, hy wil altyd die beste fight homself proef. Hy sê hy het nog nooit vir Tank gedakkie. Hy sê hy gaan nou rus, hy wil na sy familie toe gaan, ontspan. En hy sê sy klaar. Hy het nie eens gesê ja vir Tankie. Ja. Hy het net gesê ek ontspan en dan praat ek met my promoter en my manager en dan kom ons by 'n ding. So ek dink hy wou nie eens te veel krag vir Tank gegee het dat hy nou moet sê ja, Loma het gesê volgende nou het ek 'n bietjie leverage, nou kan ek hom. Hy het net gesê ons kyk, ek het nog nooit iemand gedak in my lewe nie, so let's see. So hy het so 'n fisiekie uitgegooi. So 'n klippie daar in die bos gegooi. Ja. Ja, maar dit sal kwaai wees. Ek sal sê dit sal 'n kwaai ene wees. En so ons sorry gou. Nou lekker maar daai fight maak. Ja, dit sal heavy wees. Dit sal mase groot wees. En my senuwees sal natuurlik, ek sal aan angs ly. So 'n week voor die ding begin. Maar wat ek net wil mee afsluit, tensy jy nou nog iets wou gesê het, is ons open ons aand podcast met 'n right prediction. Ons albei het gesê Loma gaan wen.